Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vanaand se onderwerp is red tog net Graaf Reinet se naam. Want dit lyk asof daar nou, dit is reeds feitelik goedgekeur deur meneer Gayton McKenzie, die minister van Kuns en Kultuur, wat eerder kultuur en kuns afbreek is wat hy dit bevorder. Hy het blykbaar toestemming gegee dat Graaf Reinet, dat 'n stuk of 50 of 60 dorpe se name onder andere Graaf Reinet. Nou, voordat ek daarby kom, wil ek u net herinner aan ons boeke wat steeds te koop is hier op die winkel, net hier onder die video. Ek gerus ook weer na Hart van Duisternis deur Joseph Conrad. Ek dink hy beeld baie van hierdie soort irrasionele optrede van wat ons tans in die gesig staar met byvoorbeeld naamsveranderings uit. En dan wil ek ook weer graag ek sal weer eens die skakel na my nuwe Substack hieronder plaas. Daar het nie vandag niets of gister selfs daar verskyn nie, maar daar sal binnekort weer hopelik vanaand en môre en so meer nog artikels daarop verskyn wat jy gerus kan lees en heeltemal gratis. Nou ja, Graaf Reinet is 'n hele onderwerp. Dit is die vierde grootste dorp, die vierde oudste dorp in die land. Ek meen wel Kaapstad natuurlik en Stellenbosch en miskien is daar ek is nie seker wat die derde oudste is nie, mag dalk ek weet die Swellendam of iets wees, ek weet nie. En dis die vierde oudste dorp in die land en dis vernoem na 'n Nederlandse gouverneur en sy vrou Reinet, Jacob de Graaf. Hulle name het niemand gepla nie. Dit is al eeue lank saam met ons. En so 'n paar jaar gelede, ek het al 'n hele paar kere daar besoek afgelê en natuurlik die Ruperts en veral die Rupert Stichting, hulle het geweldig baie gedoen om van die geboue, die dorp te restoreer. Daar was pragtige nasionale gedenkwaardighede op Graaf Reinet. Daar was die ou Drosdui ook, wat baie mooi hotel is, wat baie mense, waarin baie mense graag wil bly, maar ek dink dit is so vol bespreek en so gewild dat die mense nie maklik daar in plek kry nie. Maar so 'n paar jaar gelede het ek ook per ongeluk vir 'n hele week lank al vasgeval op Graaf Reinet, want my motor het gebreek so eentjie van Graaf Reinet af, en toe het 'n baie vriendelike boer, dink ek, met sy bakkie stilgehou en hy het my ingesleep tot in Graaf Reinet, maar dit was 'n Paasnaweek en toe kon die motor eers die volgende maandag of dinsdag reggemaak word en hulle moes wag vir die onderdeel en wat ook al. En toe is ek sonder 'n motor, ek en my gesin sonder 'n motor op Graaf Reinet gestrand vir 'n feitelike hele week, en toe het ons die hele dorp te voet verken. En wat 'n fantastiese plek is dit nie. Dit is so mooi en daar is soveel mooi huise en daar is die standbeeld van Gideon Skeepers daar. En nou kom die ANC bewind en hulle wil hierdie dorp se naam na die van wat Walter Sisulu verander. Hierdie Afrikaanse dorp met 'n Afrikaanse naam, historiese naam, wil hulle na die naam van 'n Engelse Xhosa, Walter Sisulu, verander, van die PAC. Want eintlik het die PAC in die vergetelheid verdwyn. Niemand onthou hulle eers meer nie. Want hulle het nie Swede of Oos-Duitsland of wie ook al, of die Sowjetunie agter hulle gehad nie, en daarom het soos 'n klub van 'n paar mense wat verdwyn het. En nou moet dit vernoem word na Walter Sisulu. Nou, daar is een voorbeeld van 'n dorp wat suksesvol 'n naamsverandering weerstaan het,
En dit is natuurlik Louis Trichardt. As 'n mens hier noord van Pretoria ry, dan weet jy nie meer waar jy is nie, want ons al hierdie plekke met snaakse name, met Warmbad is nie meer Warmbad nie, Naboomspruit is nie meer Naboomspruit nie, Potgietersrus is nie meer Potgietersrus nie. Maar as jy daar by Louis Trichardt kom, dan is Louis Trichardt steeds Louis Trichardt. En daardie mense het die wilskrag gehad en die vasberadenheid om te stry vir hulle dorp se naam, en ek dink dit het 10 jaar van hofsaake of wat ek al geneem, en die aanslag is afgeweer. En dieselfde geld nou vir Graaf Reinet. Ek dink die Graaf Reinetters moet nou soos een man opstaan en veg vir hulle dorp se naam. Want nêrens, daar kan nie 'n enkele persoon met sy volle verstand wees wat so 'n naamsverandering sal duld nie. Maar natuurlik hier in die omgewing waar ek woon, waar William Nicol Rylaan, hierdie foto het ek self geneem. En dit is tans die kopstuk van my ex-profiel met William Nicol daarby en Republic, ongelukkig is nou in Engels, Republic Road. Ek dink ek moet hom miskien verander met Photoshop of iets na Republiek weg. En dan, ja, hier sonder dat daar enige weerstand was, is die naam van Winnie Mandela hier op die straat geplak. Almal praat nog steeds daarvan as William Nicol. Ek weet van niemand wat daardie aaklige naam gebruik nie, van die moordenares van Stompie se Py en die bedrog, sy het bedrog, sy is 'n misdadiger. Sy het bedrog gepleeg, sy het dokumente vervals vir geld, en sy het natuurlik, jy weet, die halsnuur metode van moord het sy aangemoedig. En haar naam pryk nou hier op die hele straat. Dit is die belangrikste straat waarskynlik in Johannesburg. En dit is daar. Dit verskyn ook nou op al hierdie GPS tipe, wat sal mense dit noem, padvinders of wat ook al. Ja, soos Waze en Google Maps en Google kaarte, dit verskyn oral daar. Bloot omdat hierdie lamsakkige spul Engelse in hierdie omgewing geen ruggraat het nie. Die mense is soos larwes. Regtig, maar hopelik is daar 'n paar mense met ruggraat op Graaf Reinet en gaan hulle nou optree teen hierdie naamsverandering en onmiddellik kapsie daarteen maak, 'n petisie begin, jy weet, 'n regstryd begin voer. Alhoewel hierdie hopelose howe natuurlik, mense kan niks van hulle verwag nie, maar ek dink as jy vasberade genoeg is en die nodige uithou vermoë het, dan kan jy iets soos Louis Trichardt bewys het, kan jy dit afslaan. En dit is presies nou wat moet gebeur. Dit is, ja, hierdie naamsveranderings is, jy weet, dit is vir my soos een of ander, jy weet, soms, soggens, dan sien ek nou al hierdie mense wat met hulle honde loop, en, jy weet, en die hond stop nou by elke boom of bossie of wat ook al, en lig sy been daar teen die boom. Jy weet, 'n naamsverandering is vir my soos 'n hond wat sy been lig, regtig. Dit is so 'n soort primitiewe, jy weet, uiting van, ek wil nou my merk hier maak. Jy weet, daar's geen rasionele motivering daarvoor nie. Jy weet, hoekom sou jy die naam van 'n plek wou verander, veral 'n plek soos Graaf Reinet, wat al soveel eeue lank gebruik word, en wat so ingeburger is in die kultuur van hierdie land, en veral natuurlik in Afrikaans ook. Maar daar bly 'n spul Engelse ook daar op Graaf Reinet, daar's 'n Engelse hoërskool daar. Maar ja, mense, ek wil die inwoners van Graaf Reinet regtig aanmoedig om weerstand te bied teen hierdie ongevraagde aanslag op hulle dorp. Want ek dink as daardie naam, die Sisulu naam, ooit
op die borde van grawery net misbruik. Ek dink nie sal enigiemand meer daar wil woon of enigiemand meer daar wil stilhou op pad na die jy weet na die tuinroete toe of vakansie na George of Plettenberg Baai of Hartenbos of waar ook al nie, want dit sal eenvoudig net 'n te aaklige ervaring wees om jy weet op 'n dorp te moet oornag met so 'n naam. Jy weet, jy kan dit net sowel jy kan net sowel na Winnie Mandela vernoem of iets. Dit is vir my ewe erg. So kom ons moedig die mense van Grawery Net en elke Afrikaner aan om weerstand teen hierdie naamsverandering te bied. Ons is nou moeg vir hierdie tipe speletjies, veral in hierdie dae wat die regerende party nie eintlik meer vreeslik gewild is nie, en in die wêreld nie gewild is nie. Hy gaan nie eers uitgenooi word na die volgende G20 vergadering toe nie. Dus, ek dink regtig, dis tyd om so 'n bietjie ons lendene te omgord en die stryd aan te pak teen hierdie naamsverandering. Nou ja, dankie as jy tot hier geluister het en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en koop gerus een van ons boeke en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.